die essensie van Christendom. Ek wil hê jy moet gou-gou met jou maatjie daar praat. Wat sou jy sê as jy in een sin moet sê waaroor gaan Christendom? Wat sou jy sê? Dit help as 'n mens jou kop so 'n bietjie uitsorteer rondom dit, want ons het so baie wat ons wil sê, maar as mense die ding reduseer na sy essensie toe, dan help dit 'n mens om agter te kom, waarvoor is ons eintlik hier? Ek hoop jy het die volgende gesê. Dit gaan oor Jesus, dit gaan oor sy koninkryk, en 2 verbonde. Dit is die essensie van Christendom. Jy sou nie 'n Christen gewees het as daar nie verbonde was nie. Jy sou nie 'n Christen gewees het as daar nie 'n koning was nie, Jesus nie. En jy sou nie 'n Christen gewees het as jy nie deel was van daai koninkryk. OK? Dis waaroor Christendom gaan. Wat ons probeer sê is, Christendom is nie die geloof van die Bybel nie. Nou as ander gelowe, Islam is die geloof van die Koran. Mormonisme is die geloof van die boek van Moroni. En so kan jy aangaan, Hindoeïsme is die geloof van die boeke van die Vedas. En so kan jy aangaan en aangaan en aangaan. Christendom gaan oor koning en sy koninkryk. En wat die koning vir sy koninkryksburgers doen, dis ek en jy, en wat hy van hulle verwag, deur middel van 2 verbonde. Ons het gisterand gesê, die ou verbond het gesê, ek sal vir jou 'n God wees, en jy sal vir my 'n volk wees. Dit klink vreeslik mooi, en klink half poëties, maar wat beteken dit? Dit beteken gewoon, ek kan van jou verwag, alles wat 'n God van sy volk verwag. En jy kan van my verwag, alles wat 'n volk van sy God verwag. OK. En daar is die 2 verbonde in prentjievorm. Kyk, mooi. Wat is die verskil? Ek doen baie moeite met die prentjies, want 'n prentjie, een prentjie is beter as 1000 woorde. En hoewel die meeste van ons groot geword het in kerke wat hulle daarop roem, dat hulle sogenaamd verbondsteologie aanhang en predik, as jy vir enige een van die lidmate gaan vra, waaroor gaan die verbond? Ek weet, want ek het dit getoets, want ek het geteach oor die verbond, hele klompie jaar terug al. Dan weet hulle nie, baie van hulle vra vir jou, van wat so verbond praat jy? Hulle weet nie waarvan jy praat nie. Ons moet die verbonde verstaan, want dis wat ons red op die ouen. God se plan, God die Vader se plan deur Jesus te stuur, dit gaan oor die verbond wat hy met Abraham gemaak het. Dis hoekom hy vir Jesus gestuur het, want hy het 'n verbond gehad met Abraham, om dit te doen. Right. Daar is 'n klippad, daar is kliptafels, met 10 wette op. Aan die linkerkant, en aan die regterkant sien jy 'n vleeshart met klipbit aan die afbreekers daarvan, en dan 'n vleeshart met die Hebreëse skrif op. Goed. Kom ons kyk gou na die ou verbond, die Abrahamitiese verbond. Ons moet daar gaan draai, want ons gaan nie verstaan waar ons Bybel inpas, as ons nie verstaan waaroor gaan die verbonde nie. Ons moet die konteks kry, van waar, ons moet nou die vakkies skep, sodat ons die detail in die vakkies kan insit. Die Bybel is 'n deel van die detail, en ons moet nou die vakkies skep daarvoor. God sê vir Abraham, ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. En ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens sal ek vervloek. Sê dit asseblief vir Cyril Ramaphosa. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseën wees. Kyk maar op na die hemel en tel die sterre, as jy in staat is om hulle te tel. So sal jou nageslag wees. Dis die inhoud van die verbond wat God hier met Abraham bespreek.
Dis die klausules van die ooreenkoms, van die kontrak. Aan jou nageslag gee ek hierdie land. Van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Efraatrivier, die gebied van die Keniete, die Kenesiete, die Kadmoniete, die Hittiete, die Feresiete, Refaiete, Amoriete, Kanaaniete, Girgasiete en Jebusiete en al die ander Hiete ook. En daar kan jy sien, ek het vir jou op 'n kaartjie gesit, dit is die land wat daar beskryf word. Dis Israel se erfdeel daai. Right? Volgens God se verbond. En hulle het nog nooit in die geskiedenis daai area van die aarde besit nie. Right? En hierso kan jy sien, God sê vir Abraham wat hy vir Abraham sal doen. Hy is besig met die deel van die verbond wat hy opsom deur te sê, ek sal vir jou God wees. En op daai stadium het die tweede deel van die verbond nog glad nie in werking getree van, jy sal vir my 'n volk wees nie. Dit het eers 430 jaar later in werking getree, toe Moses, Abraham is al lank al dood, toe Moses die bloed op die volk sprinkel. En hulle sê, ons sal alles doen wat God vir ons sê. En Moses verseël die verbond met die bloed, want dis hoe 'n verbond beseël word. En nou kan God van hulle verwag, jy sal vir my 'n volk wees. Is julle met my? Hierdie verbond was nie 'n event nie. Dit was 'n proses wat 430 jaar geneem het om te voltooi. Ek is God, die Almagtige. Leef voor my en wees onberispelik, sê hy vir Abraham. Ek wil my verbond tussen my en jou bekragtig en jou buitengewoon laat vermeerder. Wat my betref, kyk, my verbond met jou is, jy sal die vader van 'n menigte nasies word. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want vader van 'n menigte nasies maak ek jou. Die naam hou natuurlik nou verband met daai belofte. Ek sal jou besonder vrugbaar maak en jou tot nasies maak. Konings sal uit jou voortkom. Ek sal my verbond tussen my en jou nageslag na jou handhaaf, deur hulle geslagte heen as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Ek gee aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap, die hele land Kanaan as eiendom vir altyd, en ek sal vir hulle 'n God wees. Toe neem hy, dit was Moses en dis nou is ons 430 jaar later, die boekrol van die verbond en lees dit duidelik hoorbaar vir die volk voor. Dis nou Abraham se nageslag, nie, wat God net nou van gepraat het. Hulle het gesê, alles wat die Here gesê het, sal ons doen en gehoorsaam. En toe hulle dit doen, wat doen hulle toe? Toe God met Abraham besig was, het God die kontrak geteken. Want onthou julle wat het hy vir Abraham gesê, gaan kry die diere, slag hulle, die hele kwessie van die verbond, daar is 'n hele lering wat jy daaroor kan gee, gaan nie vandag daarop in nie. Toe het God geteken, Abraham het nog nie geteken. Hier teken sy nageslag, hulle sê, ons sal alles wat die Here gesê het, doen en gehoorsaam. Moses het toe die bloed geneem, en het oor die volk gesprinkel en gesê, kyk, dit is die bloed van die verbond, wat die Here met julle sluit, op grond van al hierdie woorde. En toe is die kontrak klaar. God sê in hierdie gedeeltes vir Abraham en sy nageslag Israel, hy sluit 'n verbondsooreenkoms met hulle. Hierdie ooreenkoms behels die volgende, dis wat ons nou net gelees het, 'n groot nageslag, seën en vloeke, 'n land vir Abraham en sy nageslag. God sou vir hulle alles nakom wat 'n volk van sy God kan verwag, hy sou vir hulle 'n God wees. God kon van hulle verwag om alles na te kom wat 'n God van sy volk kan verwag, hulle sou vir hom 'n volk wees. Sy wet is die voorskrifte van wat hy van hulle as sy volk verwag. God het vir hulle gesê presies wat hy van hulle verwag. Wees onberispelik. So, wette, gaan jy onberispelik lewe. En toe verbreek die volk hulle kant van die verbondsooreenkoms keer op keer, vir generasie na generasie.
Deur sy profete spel God vir hulle in hoofstuk op hoofstuk uit presies hoe erg hul verbreeking van die ooreenkoms is. En toe in Jeremia kondig hy 'n nuwe verbond, en hy het nog nie op daai stadium in werking getree nie, dit het eers in werking getree wanneer? In die bokamer, met Jesus. Die Jesus vir hulle die wynbeker gee, toe sê hy, dit is die nuwe verbond, dit begin nou. Maar Jeremia het dit al aangekondig in die Ou Testament, dit kom. Hy sê, kyk daar kom daar, is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Hoekom? Want julle het die ou ene verbreek. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het, die dag toe ek hulle aan die hand gegryp het, om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle self verbreek het, al was ek hier oor hulle, met ander woorde, al was ek 'n God vir hulle, is die uitspraak van die Here. Ek het my kant van die ooreenkoms gehou, julle het nie julle kant gehou nie. Nee, dit is die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal, en nou moet jy mooi luister, ek sal my wet in hulle binneste gee, en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En as jy my lering hieroor gaan luister op YouTube, sê agterkom, dan verduidelik ek dit volledig. As Chris Barnard vir Louis Washansky oopsny en sy hart uithaal om dit oor te plant, is daar nie skrif op nie. Op die fisiese hart nie. Waar skryf God dit? Nee, nie op jou gees nie. Weet julle wat is die woord wat in die Ou Testament staan? Dit sê the innermost flesh. Dit is een van die vertalingsopsies van hart. Dit is toe op die oud met hart vertaal, maar dit kan ook vertaal word met the innermost flesh. Where is the innermost of your flesh? In die kern van jou liggaamscelle. En wat kry jy daar? DNA. En DNA het 4 lettertjies. Adenine, cytosine, guanine en thymine. Wat kan spel en skryf. En ek het te vermoede dat wanneer jy tot bekering kom en die Heilige Gees binne in jou kom lewe, dan begin hy skryf op jou DNA en hy begin jou DNA herkodeer. En ek verduidelik dit volledig in die ander lesing, ek het nie vandag tyd daarvoor nie. Maar gaan kyk het. En jy jou wil verander. Jou ou sondige wil verander. Van altyd die verkeerde wil doen. Nou wil ek gehoorsaam wees. Dis hoe God sorg dat dit nie hierdie keer weer verkeerd loop nie. Hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en sê, ken die Here nie. Want hulle almal sal my ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle, is die uitspraak van die Here. Ek sal vir hulle 'n onverdeelde hart gee. 'n Nuwe gees met 'n klein lettertjie sal ek in hulle binneste laat posvat. Dis die eerste keer wat God vir die mens sê, ek gaan jou ou gees, daai sondige vrot ding wat binne in jou is, gaan ek doodmaak. En ek gaan hom wegvat. En ek gaan 'n nuwe gees, 'n klein baba pinkvoet gees vir jou gee. Dis wat ons noem wedergeboorte. Ek gaan 'n nuwe gees in jou binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder. Wat is 'n hart van klip? Meeste mense dink, dis 'n hartvogtige ou, hy's ontoenaderbaar, hy's wreed. Dis nie wat 'n hart van klip is nie. Wat is 'n hart van klip? 'n Hart van klip is 'n hart wat altyd terugvoeter na die klipwette toe. Dis 'n hart van klip. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder, en ek sal vir julle 'n hart van vlees gee. Sodat hulle my vaste voorskrifte sal volg, en my beslissing sal nakom en uitvoer. Die Bybel praat nêrens van die mens se wil nie.
praat wel van God se wil, maar hy praat nooit van die mens se wil nie. Die mens se wil is 'n moderne begrip. Baie later gekom, baie lank na die Bybel klaar geskrywe was. Maar as die Bybel daai begrip, dieselfde begrip, wil verwoord, hoe doen die Bybel dit? As hy praat van jou wil, hy praat van jou hart. Jou hart is jou wil in die Bybel. As hy sê, ek gaan jou kliphart uithaal, en vir jou gees, 'n vleeshart gee, ek gaan jou wil verander van klip na vlees. Hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees. Dis in Esegiel. En Esegiel sê ook, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek aan julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees met 'n hoofletter sal ek in julle binneste gee. Die eerste keer wat aangekondig word, ek gaan nou binne in jou kom woon. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalinge nakom en uitvoer. Daar's 'n groot verskil tussen 'n kleuter en 'n volwassene. 'n Kleuter steek nie sy vinger in die sok in die muur nie, want sy ma sê vir hom, moenie dit doen nie. En as hy so toe beweeg, dan sê sy nee. Maar die kleuter weet nie hoekom nie. Want hy verstaan nog die elektrisiteit nie, hy verstaan niks van die lewe nie. Maar as hy volwasse geword het, dan verstaan hy hoekom jy nie jou vinger daar moet indruk nie, want jy wil nie jouself elektrocuteer nie. Wanneer ons kinders is, dan doen ons net wat die wet sê, omdat die wet so sê. Volg die letter. Maar wanneer ons volwasse word, en dit is waarvan die Nuwe Testament praat, dan verstaan ons hoekom is die wette daar. En dit is nie die letter van die wet nie, dit is die gees van die wet. En dit is wat die Heilige Gees binne in jou inwonende rabbi vir jou verduidelik. Dis hoekom jy nie hierdie goed moet doen nie. Dis hoekom jy daai moet doen, dis hoekom jy daai moet doen. Hierdie een is sleg vir jou, daai ene is goed vir jou. Moenie dink jy weet beter nie. Jy weet nie beter as God nie. Hy het jou gemaak, hy weet wat goed is vir jou. Julle is duidelik 'n brief van Christus wat deur ons diens opgestel is. Nou is ons in die Nuwe Testament. Geskryf, en dit is Paulus. Geskryf nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. In ander woorde, God skryf deur sy gees. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van menseharte. Die Engels praat van the fleshy tablets of the heart. Maar aangesien ons gesterf het, is ons nou vrygestel van die wet waarin ons vasgevang is. Sodat ons diensbaar kan wees in die nuwe bedeling van die gees, met 'n hoofletter, en nie in die ou bedeling van die letter van die wet nie. Letter van die wet was, doe as hy sê. Die gees van die wet is, nou verstaan jy hoekom jy nie moet doen nie. En hoekom jy moet doen. God sê in hierdie gedeeltes vir Israel en Juda, en ek probeer dit opsom, ek het 'n verbondsooreenkoms met julle gehad. Ek sou vir julle alles nakom wat 'n volk van sy God kan verwag, en ek sou vir julle 'n God wees. En ek kan van julle verwag, om alles na te kom wat 'n God van sy volk kan verwag, julle sou vir my 'n volk wees. My wet is die voorskrifte van wat ek van julle as my volk verwag. Maar julle het hierdie ooreenkoms keer op keer verbreek, alhoewel ek my kant van die ooreenkoms nagekom het. Hoekom het God sy wet vir die mense gegee? Hy het gesê, as jy dit doen, gaan jy geseën wees. Dit wat God se idee vir ons, dit is sy gedagtes vir ons was goeie gedagtes. Hy het die wêreld aan mekaar gesit. Hy het vir ons die resep gegee, hy het gesê, as jy so doen, jy sal nie kan keerlei geseën wees. En ons het gesê, maar ons weet beter. As lekkerder goeders om te doen. Daarom gaan ek 'n nuwe verbond met julle sluit. En hierdie keer gaan ek sorg dat dit nie weer skeefloop nie. Hoe gaan ek dit doen? In plaas daarvan dat ek my wet op kliptafels skryf, gaan ek dit hierdie keer op die vleestafels van jou hart skryf en dit in jou binneste vas lê. In plaas daarvan dat jy 'n menslike rabbi of 'n wetsgeleerde moet raadpleeg om my klipwet vir jou te interpreteer in 'n spesifieke situasie, gaan ek nou self die rabbi binne in jou wees. En ek gaan via my gees binne in jou woon en die vleeswet
op jou hartstafels vir jou interpreteer. En jy kan dit 24 uur per dag van my vra, want ek is altyd daar. Deur is altyd oop. Jy sal my enige tyd van die dag of nag kan raadpleeg. Daarom sal julle nie meer vir mekaar hoef te sê, ken die Here nie, want elkeen in wie ek woon sal my ken, klein en groot. Jy gaan nie meer 'n hart hê wat smag na die klipwette, sodat jy my kan ken nie. Ek gaan my wette deur middel van my gees binne in jou op die vleestafels van jou hart skryf. My gees binne in jou gaan jou dring om my te ken deur daardie wette na te kom. En nie meer die letter van die wet nie, maar die gees van die wet. Want jy verstaan nou hoekom. Jy gaan nie meer die letter van my wet gehoorsaam nie, maar die gees van my wet. Psalm 32 in die Passion Translation, hoor hoe mooi klink dit. I hear the Lord saying, I will stay close to you, instructing and guiding you along the pathway for your life. I will advise you along the way and lead you forth with my eyes as your guide. So don't make it difficult. Don't be stubborn when I take you where you have not been before. Don't make me tug you and pull you along. Just come with me. Dis wat God vir ons wil hê. Dit was God se plan. En luister mooi, kind van die Here. Daar is geen verwysing na die skrif, die Bybel of die kanon. Dit is nie deel van die plan nie. Die eerste verbond se eerste klousules is met Abraham gesluit. God sou vir hom 'n God wees. Met ander woorde, Abraham kon dus van God alles verwag wat 'n mens van sy God kon verlang. Die laaste klousules van die eerste verbond is via Moses met die volk Israel gesluit toe Moses die bloed op hulle gesprinkel het. Hulle sou vir God 'n volk wees, met ander woorde, God kon van hulle alles verwag wat 'n God van sy volk kon verlang. God spel hierdie verwagtinge van hom uit in die Torah wat hy vir Moses op die berg Sinai gee. Verstaan ons almal nou wat dit is. Ons herhaal, want dit is goed wat moet vasgeleer word binne in ons. Indien die volk hierdie wet sou gehoorsaam, sou God hulle uitermate seën. Dis nou die klipwette. Indien hulle die wet sou verwerp, sou hulle vervloek wees. Hierdie wet was letterlik die resep vir die lewe. Doen dit en jy sal voorspoedig wees. Hoe maklik, nee? Jy hoef nie al die filosofe te gaan lees nie en vreeslik hard te dink en bo op 'n berg te gaan bly en 'n kluisenaar te raak en is nie nodig. Die God gee vir jou 'n resep. Hy sê, doen net dit. Dis hoe dit werk. I know because I put it together. Toe die volk Israel vir Kanaan in besit neem, het die Torah opgetree as die landswet. Die Heilige Gees was nog nie uitgestort. As gevolg hiervan, luister mooi, het Jode daaraan gewoond geraak om die skrifte te raadpleeg ten einde te weet wat God se wense was, want die wette was in die skrifte. Nee? En dis waar die slegte gewoonte ontstaan. Priesters en later ook rabbies, fariseërs en skrifgeleerdes het as interpreteerders en tussengangers opgetree tussen die volk en die wet. En ons sien dit baie mooi opereer in die Nuwe Testament hoe dit gewerk het, né? Afgesien van die Torah, nie as die res van die Bybel nie, figureer die skrif hoegenaamd nie in die twee verbonde nie. Wat is die doel van die nuwe verbond? Om burgers van die koninkryk toe te rus met die resep vir die lewe. Die koning self leef binne sy koninkryksburgers en interpreteer as inwonende rabbi die Torah wat hy op die vleefstafels van hulle harte geskryf het, sodat hulle van dag tot dag en minuut tot minuut sal weet wat om te doen. Dis hoe dit werk. Die doel is om hulle te seën, om hulle die kop te maak, nie die stert. Wat die een wil jy wees? So, wat is die rol van die Bybel hier? Ons probeer nou die Bybel in sy regte vakkie sit. Om dit te doen,
moet ons gaan kyk na die ontstaan van die Bybel. En nou is ons by daai moeilike gesprek wat julle gou met mekaar moet voer. Hoe het die Ou Testament tot stand gekom? Praat gou met mekaar. Goed, kan ons 'n paar reaksies kry? Ek stel verskriklik belang in wat julle nou gesê het vir mekaar. Moses het obviously die eerste 5 geskryf. Yes, Moses het die Pentateeg geskryf, die eerste 5 boeke van die Bybel, of dan nou die Torah, soos wat die Jode dit noem, en die res? Ja, ek weet nog nie. Die gees. Ek sal nie daar gaan nie, maar in elk geval, en dan sal ek ook sê dat die profete het dalk hulle eie goed geskryf, soos wat die koningsbriewe ook op scrolls was, maar ek kan nie sien dat dit als collectively in een biblioteek was nie, want byvoorbeeld Asaia se scrolls is nou nog in Israel, maar ek weet nie hoe dit by mekaar collectively by mekaar gekom het en dan nou 'n bundel, as ons nou die Bybel 'n bundel gaan noem, nie. Onthou julle die profeet, is dit nou Jesaja of Jeremia? Ek kyk altyd die mekaar met die twee, wat sy goed neergeskrywe het, en toe gee hy dit vir die koning, en toe skeer die koning het so een vir een af, en hy gooi dit in die vuur. Toe moet hy weer alles gaan hoor, nee hy nie, Baruch, sy skriba, het dit geskrywe. En dit was 'n moeisame proses om net dit te skryf, en dan nou weer alles te moet oorskrywe, en dit was duur. Nou dink jy, elke jaar rap en sy maat het al die boeke gehad? Nee. Hoekom het die profete hulle boeke geskryf? Het God vir hulle gesê, hulle moet die boeke skryf? Nee. Dit is soos 'n dagboek, want ons almal ons maar 'n bietjie dagboek. Kan ek vir jou skok? Ek mag verkeerd is, daar ken ek nie my Bybel goed genoeg nie. Maar sover ek uit die Bybel uitlees, weet ek net van 3 boeke, waarvan nie eers alles nie gedeeltes, of nie 3 boeke nie, 3 gedeeltes van die skrif, wat God die opdrag gegee het dat dit geskryf sal word. Die Torah, en nie eers die hele Torah nie. Dele van Jeremia, en dele van Openbaring, was opdragwerke. Commissioned works. Die res was die idee van die skrywer self. God het nooit die opdrag gegee dat dit geskryf moet word. Want in die Ou Testament het die woord van die Here na die profete toe gekom. Hoe het dit gebeur? Het hy in sy bed gelê in die nag en dan hoor hy 'n stem. Ons gaan nou kyk hoe dit gebeur het. Wie of wat is die woord van God? Dis Jesus! Jesus was in die Ou Testament al by hulle. En hulle het hom nie net gehoor nie, hulle het hom gesien. Ons gaan dit nou lees. Jy het dit gelees nog jou hele lewe. Die Ou Testament kanon is eers in die 2de eeu na Christus gefinaliseer. Dink mooi hieroor. Dis 'n feit hierdie wat ek nou vir jou gee. Ek het mooi gaan oplees van die ouens wat die navorsing wat doen het en wat weet waarvan hulle praat. Die Ou Testament is eers in die 2de eeu na Christus, lank na Handelinge met ander woorde, gefinaliseer. Dit wil gesê, dit is wat ons gaan noem die Ou Testament, wat nou in die Nuwe Testament begin. Die Ou Testament, ouens het nie geweet hulle skryf die Ou Testament nie. Want daar was nog geen Nuwe Testament. Geen Bybelteks of Bybelgedeelte, luister mooi, kan dus hoegenaamd kommentaar lewer op die hele Ou Testament met sy 39 boeke soos ons het vandag het.
Met ander woorde, selfs as die Nuwe Testamentiese skrywers praat van die Ou Testament, dan praat hulle nie van die Ou Testament soos wat ons vandag het nie. Want dit is eers gefinaliseer lank nadat hulle al dood was. So, daar is nie 'n enkele teks in die ganse skrif wat eers handel oor die Ou Testament nie. Wat nog te sê van die Nuwe Testament? Dis baie belangrik, want ons gaan nou ouens sê wat van preekstoele af absolute snert praat hieroor. Snert! Die Ou Testament en die Nuwe Testament skrywers het geen idee of bedoeling hoegenaamd gehad dat hulle werk 'n bydra tot 'n eventuele geslote bundel sou wees nie. Hulle het nie geweet dit gaan eendag in 'n bundel wees nie. Hulle het geweet watter gaan bymekaar kom nie. Hulle het net gedog, ek het die Here gehoor en ek gaan dit nou maar neerskryf want ek dink dit is belangrik. Slegs enkele Ou Testament skrywers is deur God beveel om die boeke te skryf wat hulle wel geskryf het, byvoorbeeld Moses en Jeremia. Die res was die ouens se eie inisiatief. Dawid met sy psalms ensovoorts ensovoorts. Die ander was wat in Engels genoem word unsolicited, ongevraagde en uncommissioned, nie opdragwerkboeke, wat op eie inisiatief deur die skrywers neergepen is. Moses se wet het gedien as 'n landswet en is dus beskou as amptelik. Dit was die geval met die hele Torah of Pentateeg. Die begrip kanon het veel later gekom as verwysend na 'n versameling boeke. Dis eers in die 4de eeu na Christus die eerste keer so genoem. In daai konteks. In die tyd van die Ou Testament is bloot die dinge wat as belangrik beskou is neergeskryf. En die geskrifte wat gewild was om gelees te word, is volgens voorkeur gekopieer. Die oomie het ek baie lief voor geword, Lee Martin McDonald. Hy het 'n 600 blad boek geskrywe, wat die go-to boek is oor kanonvorming in die akademiese wêreld vandag. Wat ek maar gaan lees het vir die lesing. Jy kan hom ook gaan lees en kyk of ek vir jou die waarheid praat. Hierdie man het ongelooflike navorsing gedoen. Hoor wat hy sê. Or more typically, the word canon comes from the word reed, and it was used as a measuring rod, and it eventually came to be rules and regulations and measurements. You'll find that notion present earlier in the use of the term. The later term, canon as a collection of biblical books, that's 4th century and thereafter. The first time the term is used in reference to a collection of books. Daar het jy die feite. Hoop kon julle mooi hoor wat hy sê? Moet ons hom weer speel? Kom ons speel hom weer? Or more typically, the word canon comes from the word reed, and it was used as a measuring rod, and it eventually came to be rules and regulations and measurements. You'll find that notion present earlier in the use of the term. The later term, canon as a collection of biblical books, that's 4th century and thereafter. The first time the term is used in reference to a collection of books. 4de eeu na Christus is die eerste keer wat hulle gepraat het van kanon. Toe hulle die goed bymekaar begin sit het, die boekrolle. Geen Bybelskrywer het sy boek geskryf met die idee in sy agterkop dat hy 'n bydra maak tot die een of ander kanon projek nie. Hulle was nie besig met 'n projek toe hulle het geskryf het. Hulle het geweet dit gaan kom nie. Elke ou het maar net sy eie ding gedoen. Daar was inderdaad geen projek nie. Daar was nie een of ander samenswering in Israel van ons gaan nou 'n klomp boeke skryf en dit gaan eendag bymekaar kom in 'n bundel en mense gaan sê ek gaan my hele lewe inrig hier volgens. Elke skrywer het sy eie ding gedoen, meestal op sy eie inisiatief. Daar was ook geen sprake hoegenaamd van 'n venstertydperk waar tydens die skrif geskryf kan of mag word nie, voordat sodanige destyds nie bestaande kanon afgesluit sou word, soos wat ons om vandag het. Daar was gewoon nie sulke reëls nie. Niemand het eers daaraan gedink daai tyd.
Die ontwikkeling van die kanon was hoegenaamd nie reglynig nie, maar dinamies. Dis nie asof jy, nou het ons boek 1, nou het ons boek 2, as die tweede ou klaar geskrywe is, nou het ons boek 3, as die derde ou klaar geskrywe is, en so pak ons hulle in, en op die ouend in die Ou Testament het ons 39 boeke, en yes, nou kan ons die ding afsluit. Dit is nie so gebeur nie. Dit was 'n dinamiese proses. Partykeer het hulle boeke ingesluit, en dan dis contemporair, met ander woorde is dit betrekking op daai tyd, en die spreek goeders aan wat daai tyd belangrik was, en later, eeu of 2 later, dan besluit hulle, ag nee man, niemand praat eers meer hiervan, die omstandighede bestaan nie meer, gooi die boek weg, gooi hom uit, en so het daar boeke ingekom en uitgegaan, alle jare. Sommige geskrifte is bygevoeg, net om later weer uitgegooi te word. Sommige geskrifte wat aanvanklik contemporair en tydsakelijk was, is later toe omstandighede verander het, as verouderd beskou en weer uitgegooi. Nou is daar sulke goed in ons Bybel vandag wat verouderd is, en ons maar kan uitgooi. Daar is sulke goed. Iemand loop Kaal net in rond, hè? Ja, die profeet het Kaal rondgeloop. Dis wat jy sê. Jy weet nie wat in my tyd nou. 'n voorbeeld van verouderde tekste in ons eie Bybel. Hoekom het dit verouderd geraak? Want die kultuur het verander. En beskouinge van dinge het verander. En daar was beskouinge in die Ou Testament, of selfs in die Nuwe Testament, wat gewoon foutief was. Kom ons kyk. Die dra van hoede deur vroue tydens kerkdienste. Die teoloog Dr. Michael Heiser vertel in sy boek Reversing Hermon hoe dit nou werk. Paulus sê in 1 Korintiërs 2 dat 'n vrou 'n simbool van gesag op haar kop behoort te dra tydens die erediens. Hoekom? Vir die engele. En die skrifverklaarders het gesukkel met hierdie ding. Waar kom die engele nou in die storie? Wat het engele met 'n hoed te doen? En hier was allerhande wille teorieë altyd oor hierdie storie. Maar 'n hoed sou jy gedra het, mevrou, in die kerk. Die ouer lede hier onder ons sal dit baie goed onthou. En 'n hoed was nogal 'n duur item om te gaan koop. En dit was 'n ongemaklike ding om in jou kar te pak as jy dalk op iemand anders wou gaan kerk gaan. Die rede hiervoor, luister mooi, ons lag vandag oor die goeders. Die rede hiervoor is dat in die Griekse mediese wêreldbeskouing, soos afgelei vanuit die geskrifte van Hippokrates, ons weet hy was die mediese ou van destyds, né? 'n vrou se hare beskou is as deel van haar geslagsorgane. Hierdie beskouing het selfs gegeld tot in die 1500s. Sommige nou die dag het die dokters nog dit geglo. Dis moes vroue net soos mans, daar is voorskrifte in die Torah hieroor, hul geslagsorgane bedek tydens eredienste. Vir die engele dui duidelik daarop dat die vroue nie soos in Genesis 6 die onsigbare engele wat tydens 'n erediens teenwoordig mag wees, seksueel moes verlei deur nie hulle hare, hulle geslagsdele te bedek nie. Dis hoekom Paulus dit skryf. Vandag is hierdie beskouing verouderd en uitgedien, en gevolglik ook so die dra van hoede tydens erediens. Ons kan daai maar uitgooi. Net soos die ouens in die ou tyd met Bybel goed gedoen het. So as jy 'n wet begin maak, dan daar 66 boeke in die Bybel. En daai 66 moet jy alles doen wat daar staan. Dit is gewoon 'n bietjie stupid. En dis nie soos dit in die Bybelse tyd gegaan het toe die Bybel gevorm is nie. Hoekom, en Lee Martin McDonald sê dit baie duidelik aan die einde van sy boek, hy sê, as ons sê, die ou mense wat nog met die proses besig was, kon dit maar gedoen het, maar ons mag dit nie meer vandag doen nie. Hoe werk daai redenasie? In die tyd van die Nuwe Testament het daar nog geen standaard kanon vir selfs die Ou Testament bestaan.
Die Nuwe Testament kan dus, wanneer dit terugverwys na die Ou Testament, onmoontlik verwys na die huidige Ou Testament kanon van 39 boeke. Elke sinagoge het tydens die Nuwe Testament basies sy eie versameling boeke gehad, onthou dit was baie duur, waaronder dikwels etlike apokryfe en pseudebiographiese boeke getel het. Wat is die apokryfe boeke? Dit is die boeke wat ons vandag beskou as, dis nie deel van die Bybel nie, maar jy kan dit maar lees, dit help jou nogal so hier en daar om van die goed te lees. Pseudebiographiese boeke, is selfs daarvan is in die Bybel, maar die meeste van hulle is buite die Bybel vandag. Job, byvoorbeeld, is 'n pseudebiographiese boek. Pseudobiografies beteken gewoon, dis geskryf deur 'n ander ou as die titel van die boek. Job is nie deur Job geskryf nie. Dit gaan oor Job, maar is nie deur Job geskryf nie. Die boek van Henoch, wat die meeste van julle weet waarvan ek praat as ek daarvan praat, is ook 'n pseudobiografiese boek. Dis 'n buitebybelse pseudobiografiese boek. Dis nie Henoch wat dit geskryf het, dit gaan oor Henoch, maar is nie hy wat dit geskryf het nie. Dis baie lank na die tyd van Henoch eers neergeskryf. Geen twee Ou-testamentiese manuskripte is presies enig nie. Daar kom meer as 900.000, het ons gisterand al gesê, verskille tussen die duisende oorlewende manuskripte voor. Kopiëring van boeke was 'n duur tydrowende proses. Slegs geskrifte wat as belangrik beskou is wel gekopieer. Om plek op die skryfmateriaal te spaar, en kyk so 'n bietjie na daai prentjie wat ek vir jou daar afgebeeld het, is woorde sonder klinkers geskrywe en spasies tussen die woorde is uitgelaat. Dit was net soos party ouens WhatsApp skryf, sonder spasies. Ekskuus dan? Die kans dat dit verkeerd verstaan is ook groot. Dit het natuurlik aanleiding gegee tot baie waninterpretasie hier. Maar dit was alles om koste en tyd te spaar. Die klinkers is uitgelaat, almal het geweet hoe die woorde uitgespreek moet word daai tyd. Vandag weet ons nie meer hoe party woorde uitgespreek is nie. So hulle die klinkers uitgelaat en hulle spasies uitgelaat. So sê dit mos net plek. Dit het die dood, luister mooi, van min of meer 230 skape geverg om genoeg perkament, diervel, te lewer om een volledige Bybel te kopieer. Kan jy dink hoe swaar sou het gewees het om dit te dra? 230 skaapvelle. Tel hulle vir my op. Sal ek jou geluk wens. By Qumran, langs die dooie see in Israel, is ongeveer 1000 geskrifte in 1946 ontdek, waarvan plus minus nou moet jy mooi luister. Plus minus 800 van die 1000, dit wil sê 80%, buite Bybels is. Geleerdes vermoed tans sterk dat die dooie see rolle nie bloot 'n versamelingkie boeke was wat deur die Essene sekte wat daar naby 'n nedersetting gehad het, geproduseer is nie. Hulle sê, vir die tyd wat die ouens daar was en vir die hoeveelheid mannekrag wat hulle gehad het, is dit godsonmoontlik dat hulle so baie goed kon reproduseer in daai tyd. Dit is nie net hulle werk wat daar is nie. Hulle vermoed dat dit die ganse biblioteek van die tempel in Jerusalem verteenwoordig. So hulle vermoed dat voordat die Romeinse generaal Titus in 70 na Christus vir Jerusalem kom verwoes het die ouens van die tempel, die priesters, gekom en na die Essene toe gekom en gesê, waar het julle goed is weggesteek, ons moet ons goed ook wegsteek, anders dan gaan die Romeine dit vernietig. En hulle die hele tempelse biblioteek daar gaan wegsteek. Kyk hoe van my kant van die Here. Dit was net na die tyd van Jesus. En die goed wat die Jode toegelees het, wat hulle heilige geskrifte was, 80% daarvan is nie vandag in ons Bybel. Dis die goed wat vir hulle belangrik was. Dis die goed wat hulle gekopieer het. Dat dit in die Qumran grotte versteek is kort voordat die Romeinse generaal Titus Jerusalem in 70 na Christus verwoes het. Dit sou beteken dat net 'n bietjie minder as 80% van die literatuur wat in die Ou Testament deur die Jode as belangrik geag is, want dit is neergeskryf, nie vandag in ons Bybels voorkom nie. Voorbeeld.
Onder die dooie see boekrolle is daar byvoorbeeld minstens 14 kopieë van die pseudobiografiese boek van Henog, maar slegs 2 kopieë van Jesaja. Nou, wat dink jy was vir die Jode belangrik? Die totstandkoming van die Nuwe Testament. Nog 'n moeilike gesprek. Praat met jou maatjie, hoe het die Nuwe Testament tot stand gekom? Goed. Ek stel weer eens verskriklik belang in wat julle nou vir mekaar gesê het. Wat het julle gesê? Praat met my. So wie ook al Openbaring gepublish is, was net so gerook geweest het soos Johannes om dit te publish, want dit maak tot vandag toe nie noodwendig sin nie. Nee, dis die waarheid. Dit gaan as ons in hierdie konteks daarmee moet luister. Dit maak nie sin nie, en tog is dit 'n boek wat gekies is, maar Henog is uit. Kom ek vertel vir julle 'n paar dinge oor Openbaring. Weet julle wie het gesorg dat Openbaring in die Bybel kom? Want daar's 'n klomp ouens wat niks daarvan gehou het. Keiser Konstantin. Spesifiek, daai boek. Want hy het hom gelyk. Die boek Openbaring word nie gelyk deur die skrifverklaarders, die ouens wat die ou tale verstaan nie. Hoekom nie? Want anders as Romeine, wat 'n noukeurig versorgde boek is, geëdite boek is, geredigeerde boek in hoë klas Grieks, is Openbaring, weet julle nog wat is snelskrif? Openbaring is Griekse snelskrif. En dis nie geredigeer nie. Hoekom is dit nie geredigeer? Johannes het daar op Patmos gesit en die engel het vir hom 'n paar klomp goeders gewys, het vir hom gesê, skryf mannetjie, skryf. En Johannes het geskrywe, so vinnig as wat hy kan. En partykeer het hy hom so vergaap aan alles wat hy sien, dat die engel vir hom moet sê, hey, skryf! Hy vergeet skoon om te skrywe. Dan skryf hy weer. En toe hy klaar is, toe los hy het net so hoekom. Want God sê vir hom, jy mag nie 'n woord hier verander nie. Niks byvoeg nie en niks wegvat. En nou sit ons met hierdie slordige manuskrip. En daar is ouens wat niks daarvan aan. Ja, dis Openbaring. Wat het julle nog gesê van die Nuwe Testament? Hoe dit ontstaan? Chris? Dis 'n groep mense wat besluit het in Konstantin se tyd. Ek dink 380 na Christus saam met hom. Besluit het dis die boeke wat ons gaan bymekaar sit. Dis wat ons gaan gebruik. Okay, maar die goed wat hulle bymekaar gesit het, waar het dit vandaan gekom? Paulus het hoeveel geskryf? 5. Nee. Hy het 13 geskryf. Ja, en wat nog? Johannes het 3 geskrywe? Daar het Gospels en die Disciples geskryf, Lukas het 2 geskrywe? Was almal van hulle apostels? Nee, Lukas was nie apostel nie, Markus was nie apostel nie. Petrus het 2 geskrywe? Judas het 1 geskrywe? En so. Het God vir Paulus gesê, skryf briewe? Nee. Het Jezus toe hy by sy hemelvaart gesê, Matthäus, jy, wat so baie sommetjies doen? Skryf toch my biografie, skryf het mooi, netjies. Johannes, jy moet na my ma kyk, maar jy moet vir my evangelie skryf. Nee, hy het nie. Ja, Jesus het vir Johannes gesê, kyk na my ma. Maar hy het nie vir hulle opdragte gegee om sy biografie te skryf. Ons moet hierdie goed verstaan. Want, ouens, dis iets wat riskant om jou hele lewe te werp op 'n boek, of eintlik 'n bundel boeke, wat jy nie kook en glo het hoe hulle ontstaan het. Nee? And that's what we do. Indien u hierdie aanbieding leersaam gevind het, wil ons u vriendelik vra om dit te oorweeg om 'n donasie aan Trumpet Call te maak. Trumpet Call is nie 'n kerk nie. Trumpet Call is 'n bediening wat vanuit 'n privaat huis bedryf word.
Ons vorder geen tiendes van enige lidmate in nie. Ons doen ons werk doodgewoon met die donasies wat ons van goedgesinde ondersteuners ontvang. Op die skerm gaan ons vir u gee 'n SnapScan diagram wat u kan scan met u selfoon om aan ons 'n donasie te maak. Baie dankie vir u vriendelike ondersteuning. Ons waardeer dit. God seën u.